Ons sing saam tot lof van die Here van Gesang 203 vers 1 en 3. Broers en susters, die woord van God sê, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise van Jesus Christus in Lukas 10 vers 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Voor hierdie eis staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die pelgrimsdigter ons skuld voor God. Teen U alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ons was almal skuldig toe ons gebore is. Aan almal wat ons sonde voor God bely, gee God aan almal wat hul sonde voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 lees ons, en een van ons sondag, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sonde, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bly hul geloof in die enige God. Ons gaan nou ons geloof bely deur saam te sing van Gesang 265 vers 1 en 2.
Broers en susters, ons lees vandag saam uit die evangelie van Johannes. Ons lees daar uit hoofstuk 8. Ek het die skriflesing opgegee as Johannes 7 van vers 53, maar dis voorheen was dit so ingewerk dat het deel was van vers 53 wat die vorige hoofstuk oorgegaan het, maar dit het later het verander dat het wel van Johannes 8 af begin. So vreemde indeling van die hoofstukke gewees, so tussen die vertalings, maar dit het later, is dit wel so aangepas. Maar voor ons lees, kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier in u huis by mekaar te mag wees. Dankie dat ons kan weet, ons is maar klein, nietige mense, en tog het ons die voorreg om u kinders te mag wees. Dankie dat ons met ons stemme u naam kan loof en prys. Troue Vader, ons staan vanoggend hier aan die begin van 'n nuwe week wat voor ons lê. Ons weet nie wat die week inhou vir ons nie. Ons weet hierdie paaie voor ons is onbekend en onseker. Maar ons weet een ding, en dit is dat u saam met ons is op hierdie pad. En daarom bid ons dat u ons wil lei, dat u vir ons die pad wil wys, wat u wil hê dat ons moet loop, en dat u vir ons krag wil gee, dat u ons wil sterk maak om wat ook al hierdie pad vir ons mag inhou, deur u genade te kan loop. Ons bid vandag vir hulle wat in hierdie tyd swaar kry. U ken ons elkeen se lewens, en ons plaas hulle elkeen in u hande. Hulle wat in hierdie tyd gaan deur siekte, en bekommernis, en vrees oor die toekoms, hulle wat eensaam en alleen is, hulle wat droefheid ervaar. Trou Vader, ons wil bid, dat u in u genade vir hulle wil uitkoms, en genesing, en krag wil gee, en dat u ons elkeen wil gebruik, ons oë wil oopmaak, om elkeen in nood raak te sien, en uit te reik na hulle. Wil u vanoggend deur die Heilige Gees in ons elkeen se harte werk. En waar u 'n swak en 'n sondaar mens in u diens gebruik, bid ons dat u so in ons harte wil werk, dat ons deur hierdie mense woorde u woord sal hoor. En gee ons ook die krag om nie net hoorders te wees nie, maar hierdie woord te deel en uit te leef tot eer van u naam. Neem tog alles weg wat ons gedagtes so besig hou. Maak dit tog nou rustig en stil, en maak ons ontvanklik om te hoor dit wat u vir ons wil sê, in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit Johannes. Ons lees daar van die begin van die gedeelte, die vrou wat op oorspel betrap is. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel, en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het in ons wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om uit te lok, sodat hulle iets kon kry, waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk, en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat.
saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Broers en susters, ons lees net tot hier uit God se woord. Bevoorreg is elkeen wat God se woord hoor, wat dit glo en wat ook leef daarvolgens. Kom ons sing voor die prediking vanoggend uit Gesang 239. Gesang 239, ons sing strofe 1 en 3. Broers en susters, ek wil hê dat ons onsself vanoggend net so vir 'n oomblik probeer voorstel. Ons is daar, vroegoggend in Jerusalem. Die son het net so effens begin skyn, daar's nog so daai stilte wat altyd vroeg in die oggend heers, is ook daar oor die tempelplein. En ons sien vir Jesus, hy sit daar met 'n klomp mense rondom hom, die ouer mense, kinders, mans, vroue, almal sit daar om Jesus, hulle leer by hom, hulle luister na hom. Eintlik is daar so half 'n rustigheid rondom hulle. En dan skielik, dan word daardie rustigheid verbreek. Daar kom 'n klomp fariseërs en skrifgeleerdes kom daar aan. Hulle sleep 'n vrou met hulle saam. En eintlik is hierdie arme vrou is verneder, sy's blootgestel soos wat hulle daarin toe bring. En uiteindelik sleep hulle haar tot reg voor Jesus. En toe sluit daardie kring rondom Jesus. En die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle staan daar voor Jesus. En hulle sê vir hom, leermeester, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Die wet van Moses sê, so 'n vrou moet gestenig word, maar wat sê u? Jy weet, broers en susters, 'n mens kan amper as jy hierdie prentjie vir jouself voorstel, dan ervaar jy so iets van die spanning wat daar heers, die oomblik toe hierdie groep mense daar gaan staan. Want eintlik besef hulle, hier gaan nou iets gebeur, iemand kan nou sterf. Eintlik leer mense iets in hierdie verhaal, en dis die werklikheid dat, ek dink ons besef, dat sonde, wat dit ook al mag wees, word geopenbaar. Hierdie vrou het eintlik dit gedink wat baie mense dink, ag wat, ek gaan aan met my lewe, niks en niemand weet van wat ek doen nie, niks sal ooit eintlik uitkom nie. En toe kom dit uit, want hierdie sonde word uiteindelik geopenbaar. Hierdie vrou het oorspel gepleeg, en daar's eintlik niks wat jy net so kan wegsteek nie. Ergens kom dit in die lig. En die heel belangrikste is, dat God weet mos in elk geval van alles. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie.
En so was dit uiteindelik presies met hierdie vrou. Hierdie oorspel het op die lappe gekom. Dis geopenbaar. Dis die werklikheid wat daar plaasgevind het. Maar daar's iets vreemds in hierdie verhaal. Daar's een ding wat ek dink ons baie kere nie raak sien nie. En dit is dat dit net hierdie vrou alleen is wat daar voor die klomp mense gesleep word. Net sy word aangekla. En die vraag is uiteindelik, maar wag 'n bietjie, daar's mos 2 mense wat daarbey betrokke is. Daar's mos 'n man ook. Maar waar is hy? Hy's afwesig in hierdie hele verhaal. En eintlik besef mense, maar weet jy, dis nie heeltemal geregtigheid wat so kan plaasvind nie. Want ergens is daar iets wat tog in hierdie hele gebeurtenis verswyg word. Dit gaan in die verhaal oor meer as geregtigheid vir die mense. Eintlik gaan dit doodgewoon vir hulle daaroor, hier's iemand wat gestenig word, hier's iemand wat uiteindelik die sondebok moet wees. Iemand op wie klippe gegooi moet word, veroordeel moet word. En nou dink die mense, hierdie klomp skrifgeleerdes en fariseërs dink, weet jy wat? Ons gaan nou vir Jesus uitvang. Hulle was glad nie dom nie, hulle was inteendeel slim. Hulle was, eintlik is die woord, hulle was slinks gewees. Want hulle dink by hulle selfs, maar wag 'n bietjie, kom ons kyk wat Jesus nou doen. Ons het hom nou hier in 'n hoek gedryf. Want as Jesus op hulle vraag sou antwoord, moenie die vrou stenig nie, dan sou hulle sê, maar wag 'n bietjie, hy het nie respek vir die wet van Moses nie. Hoe kan hy sê die vrou moet nie gestenig word nie? So dan is hy in 'n hoek gedryf. As hy sou sê, hierdie vrou moet gestenig word, dan het Jesus moeilikheid by die Romeinse regering van daardie tyd. Want die Romeine het gesê die Jode kan nie 'n vonnis voltrek sonder dat hulle eers die regte pad met die Romeine loop nie. So wat Jesus ook al sê, het hulle gedink, nou het ons hom hier in 'n hoek gedryf. Maar dan doen Jesus iets wat hulle glad nie verwag nie. Iets wat eintlik 2 keer hier beskryf word. Hy antwoord nie, hy bly stil. Hy buig en hy begin daar in die grond skryf met sy vinger. Hy sê niks en hy doen dit 2 keer wat hy so afbuig en begin skryf. En dan is daar stilte. 'n Ongemaklike stilte. En ons het dit al eintlik almal ervaar, daai stilte as 'n situasie so half spanningvol is en daar word nie iets gesê nie. En dan uiteindelik dan dring die fariseërs aan. Hulle sê, wat sê u? Jesus antwoord nie. Hy vertraag dit eintlik nog langer. Wat nogal interessant is, hierdie skare, hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle wil 'n vinnige antwoord hê. Hulle wil 'n vinnige oordeel vel oor die vrou. Nou oordeel. Maar Jesus bly stil. Hy sê niks. En ek dink, as ons vandag net hierdie een enkele ding kan raak sien, het ons al klaar iets ongeloofliks raak gesien en geleer. Want partykeer moet ons eers stil wees. Ons praat vinnig. Ons oordeel vinnig. Maar wysheid kom baie kere eers na die stilte. Dan die Spreukeboek sê die skrywer vir ons moet eintlik maar 'n wag voor ons mond sit. Ons moet versigtig wees. Ons moet ons woorde weeg. Jakobus stel dit mooi. Jakobus sê, laat ons vinnig wees om te luister en stadig om te praat. En vir ons is dit belangrik. Daar is nogal 'n krag in stilte. En dis daai ongemaklike stilte. En hierdie stilte het eintlik op hierdie mense se gewete begin werk. Dit bring iets na vore. Die Bybel sê vir ons hier in Johannes, skryf hy sê Jesus het afgebuig en hy het begin skryf
in die grond. En dan word dan nie vir ons gesê wat hy geskryf het nie. En dan word nogal baie gevra, die teoloog sê, maar wat sou Jesus skryf? Wat het hy gedoen? Ons weet nie, dalk name van mense, dalk sondes, dalk woorde van die wet of oordeel, ons weet nie wat hy daar geskryf het nie. Maar as iets dieper wat ek dink ons eintlik moet raak sien. As jy daar in die Ou Testament gaan kyk, ons het vanoggend die samevatting van die wet geluister en gehoor, maar daar in die Ou Testament, Eksodus 31 en Deuteronomium 9 staan daar, God het die wet op klip geskryf met sy vinger. Eksodus 31 vers 18 en Deuteronomium 9 vers 10. God het met sy vinger die wet op klip geskryf. En nou kom die seun van God vir ons na hierdie wêreld toe en hy buig af en waar mense 'n vrou wil stenig deur die wet met allerlei wette kom God self, Jesus wat God self is en hy skryf daar op die grond. En eintlik wil hy laat nadink oor die wet en die wet van die liefde. Nie op klip nie, maar op stof. En eintlik alreeds so iets van God se genade wat ons hier raak sien. En toe staan Jesus op en hy kyk hierdie mense so in die oë en hy sê vir hulle, goed, julle wat 'n skoon gewete het, julle wat die eerste klip kan gooi, doen dit. En dan so een vir een sien ons, die eerste ene los die klip, die tweede ene los die klip, en geleidelik loop een vir een van hulle weg. En wat opvallend is, hier word vir ons eintlik direk beskryf, die mense wat eerste geloop het, hulle was eintlik die oudstes, die familiehoofde. Hulle was die eerste mense wat gegaan het. Hoekom was hulle die eerstes? Ek dink, hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef jy, ons is maar broos, ons is swak, ons het foute. As jy so terugkyk op jou eie lewenspad, besef jy kan nie oordeel oor ander nie. As jy ouer word, besef jy het al meer en meer. Dit is maar net genade. En dalk is dit juist die rede hoekom hulle die eerstes was wat gegaan het. En uiteindelik is daar net twee wat oorbly. Hierdie vrou wat oorspel gepleeg het en Jesus. Een van die ou kerkvaders het gesê, twee het oorgebly, ellende en genade. En dit is eintlik mooi gestel. En dan kyk Jesus na die vrou. En daar word nie vir ons gesê hoe hy na haar gekyk het nie, maar verseker nie met die oë wat die tipiese kerkmense, die fariseërs en die skrifgeleerdes gekyk het nie, met oë van liefde en genade, oë wat sê, ek weet, jy is maar net 'n mens. En dan vra hy vir haar 'n belangrike vraag, het niemand jou veroordeel nie? En sy sê, nee, Here, niemand nie. En dan sê Jesus, ek veroordeel jou ook nie. En dan sê hy ook vir haar, gaan en sondig nie meer nie. Want dis die evangelie, dis presies waaroor dit vir ons gaan. Genade beteken nie dat sonde nie saak maak nie, maar dit beteken wel, sonde is nie die einde van jou storie nie. Eintlik toe Jesus met die vrou gepraat het hy vir haar gesê, weet jy, dit wat nou met jou gebeur het, is nie jou volle storie en die einde van jou storie nie. Jy weet, broers en susters, as ek nou kon, sou ek nou vir elkeen vanoggend 'n klip in die hande wou gee, om vas te hou, en ek het dit al gedoen. Maar stel jouself voor, jy het vanoggend daar by die deur 'n klip gekry, soos hierdie mense, wat daar rondom die vrou gesit het met hulle klippe. Dink net 'n bietjie
aan jou eie lewe. Die manier wat ons oor ander mense oordeel. Die manier wat ons maklik klippe kan gooi op ander. En ek dink, ons moet net vir onsself sê, die gebruik van steniging is gelukkig iets wat nie meer in ons tyd gedoen word nie. Maar as jy mooi daaroor nadink, in daai jare, selfs kinders wat opstandig was teen hulle ouers kon gestenig word. Dit was 'n verskriklike gebruik gewees, hierdie hele ding van steniging. Maar ons stenig mense op ander maniere. En die manier wat ons dit doen, is so dikwels deur ons woorde. Is eintlik verskriklik. Ons leef in 'n tyd waar mense vir mekaar 'n klomp dinge kan sê, kwetsend kan wees, en dit sny dieper. En ek dink die sosiale media het dit amper nog erger gemaak in ons tyd. Op Facebook, wat mense goed partykeer kwytraak. Ek lees die koerant, so op die internet, netwerk 24, en dan so onder aan daai artikels, is dit soms verskriklik, die opmerkings wat mense maak, die aaklige opmerkings wat daar gemaak word, as iemand ergens iets gedoen het. Ons gooi mense maklik met klippe deur ons woorde. En daarom moet ons eintlik vra, wat is daai klip wat ons vanoggend dalk in ons eie hand het? Daai klip wat partykeer sê, maar weet jy wat? Ek oordeel jou oor dit wat jy gedoen het. Ek kan 'n klip gooi en ek wil 'n klip gooi oor dit wat jy gedoen het. Daai klippe van selfgeregtigheid, wat dit ook al mag wees, ons elkeen weet van daai dinge wat ons in ons eie lewe het. En dan moet ons weer hoor wat Jesus sê. Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En nie een van ons kan dit sê nie. Ek wil afsluit, ons staan in lydenstyd. Daar het nog 'n gebeurtenis plaasgevind, net so 'n jaar of 2 na hierdie einste gebeurtenis. Weer is daar 'n hele skouspel wat plaasvind. Weer is daar 'n klomp mense wat rondom 'n persoon staan wat hulle wil veroordeel. Die verskil is net, die persoon wat nou in die middelpunt staan, is onskuldig. Hy is die enigste een wat na hierdie wêreld toe gekom het wat onskuldig is, wat geen sonde het nie. Hy is die een wat gesê het, laat die een wat eerste klip kan gooi, dit doen. En vir die vrou gesê het, ek oordeel jou ook nie. Hierdie skouspel vind weer plaas op 'n ander manier, by 'n kruis. Want hy het nie 'n klip opgetel nie, hy het 'n kruis opgetel. Vir ons, vir klein nietige sondaar mense soos ons, wat eintlik in die middelpunt behoort te staan. En hy het dit gedoen, sodat ons vrygespreek kan word. Sodat ek kan weet, hy het in my plek gestaan. Met al my foute, met al my tekortkominge, met my verlede, het hy in my plek gestaan. My sonde gedra, sodat ek vrygespreek kan word. Mag ons in hierdie tyd waar ons voorberei vir die kruisgebeure, Paastyd, weer dink aan hoe groot sy liefde en sy genade is. Die wet van God in die Ou Testament, wat op klip geskryf was, met die vinger van God, soos dit beskryf word. Jesus, wat op stof skryf. En uiteindelik, die Nuwe Testament wat vir ons kom sê, dat God se wet, gaan oor meer as 'n wet wat op klippe geskryf is. Sy wet, die wet van die liefde, word op ons harte geskryf. Deur God die Heilige Gees wat in ons lewens werk. Mag ons met die besef van sy genade stadig wees met ons oordeel. Eers stil word voor ons uitsprake gee. Eers nadink. En mag ons so gevul word met die besef van sy genade
dat ons juis iets van hierdie genade sal uitleef in ons wêreld elke dag. Amen. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan voor U eintlik elkeen maar as mense wat so klein en swak is. Ons is maar stof. En ons leef elke dag maar net uit U genade. Maar U ken ons lewens. U weet hoe maklik ons wil oordeel en dinge sê. En daarom bid ons, werk tog so in ons harte en ons lewens, dat ons so bewus sal wees van U genade en U liefde, dat dit ook deur ons sal vloei na ander, dat ons 'n lewe sal leef teenoor mense wat ons pad kruis, 'n lewe van genade tot eer van U naam, in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sing ten slotte saam uit Gesang 493, Gesang 493, ons sing strofe 1, 2 en 6. Jesus Christus, ons Here, die liefde van God, ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U. Amen.